Het jy al mooi gedink oor die implikasies van hierdie feit in Romeine 6 vers 6, waar Paulus skryf dat ons saam met Christus gekruisig is? Hy skryf ons daar, ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Die realiteit, die geloofswaarheid van God se woord is uitdruklik. Elkeen wat in Jesus Christus glo, wat vir Jesus liefhet, is in wese saam met hom gekruisig. Dit beteken dat ons ou sondige mens nou dood is. Die tweede realiteit is dat Paulus skryf, Jesus Christus het dit gedoen, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word, en ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Maar nou sal iemand dalk maklik antwoord en sê, nee, maar ek is nie 'n slaaf van sonde nie. En dit is hoe dit moet wees, maar luister saam met my na hoe dit staan in die boodskap. Daar staan, as dit waar is dat ons saam met Jesus die dood binne gestap het, is dit net so waar dat ons saam met hom lewendig ander kant uitgekom het. Daardie sondige mens wat ons eenmaal was, is immers saam met Jesus gekruisig. Ons ou self, wat aan mekaar agter elke sonde aangeloop het, is nou morsdood en begrawe. Ons is nie meer slawe van daardie ou miserabele lewe van sonde en dood nie. En dan van vers 11 af, leef net vir God. Moenie toelaat dat die sonde ooit weer 'n houvas op julle kry nie, want dan word julle weer van voor af slawe daarvan. Moenie dat 'n enkele liggaamsdeel van julle ooit weer in diens van die sonde staan nie. Nee, gee julle lewe vir God, geheel en al. Onthou, hy het julle uit die dood laat opstaan. Julle leef nou vir hom. Doen net wat God sê. Hierdie het my nogal laat dink aan Lazarus, die vriend van Jesus wat hy uit die dood laat opstaan het. Daar het ons 'n voorbeeld van iemand wat gesterf het en toe fisies weer lewend geword het. Maar dink 'n bietjie daaroor dat Lazarus ook geestelik gesproke 'n tweede kans gekry het. En dit is wat Paulus eintlik vir ons wil sê. Hy wil vir ons sê dat ons opstanding saam met Jesus Christus ons wedergeboorte begin het en dat daar ons geestelike nuwe lewe ontstaan het. Ek en jy, wat kinders van die Here is, het geestelik 'n tweede kans. Nou van Lazarus lees ons baie min na sy opwekking uit die dood. Ons lees maar net in Johannes 12 dat hy in Betanië by die ete was wat hulle vir Jesus gehou het, en dan skryf Johannes pertinent dat Lazarus saam met Jesus aan tafel was. En dan verder aan in die hoofstuk lees ons dat die priesterhoofde ook besluit het om vir Lazarus dood te maak, omdat baie van die Jode deur hom na Jesus toe oorgeloop het en ook in Jesus geglo het. So die afleiding wat ons kan maak is dat Lazarus nog steeds 'n vriend van Jesus was, hoe dan nou anders, en dat sy geestelike tweede kans so 'n groot getuienis was, dat daar staan baie Jode het na Jesus toe oorgeloop. Wat maak ek en jy met ons geestelike tweede kans? Ons behoort te leef soos mense wat uit die dood opgewek is, want ons is saam met Jesus opgewek. En daarom moet ons nie leef, soos Paulus sê, ons leef nou vir hom, en moet ons gewillig wees om te doen net wat God sê. Kom ons bid saam. Here, ons kan nooit genoeg dankie sê vir hierdie kans wat ons het, hierdie tweede kans, hierdie wedergeboorte, dat ons geestelik wakker gemaak is deur U, en dat ons ou sondige bestaan beëindig is op Golgotha. Dankie dat U ons ingetrek het in U familie in, en dat ons nou vir U kan lewe. Leer ons om te doen net wat U wil hê ons moet doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.